Right, so, jy het nou al die diesel systems getraai, nee, en hulle steel vir jou rot en kaal, en dan is die diesel system so bietjie in, en dan werk hy nou nie meer nie, nee. Okay, FuelSense, hoe werk hierdie besigheid? Ek praat hier met Yuri, hy het nou al die ouetjie getoets, om bietjie deur sy paces gesit die afgelope paar maande ensovoorts, is hierdie vir jou dalk 'n oplossing? Kom ons kyk 'n bietjie hoe werk hy. Yuri, hoe lyk dit? Choppie, goed en jy? Nee, wat? Doodstil, rustig. Mooi. Dinge loop. Okay. Soos meeste droëland boere, diesel is maar 'n issue. En ek kan smaakvoete kry, nee. Ja. Sê gou 'n bietjie vir my, voor ons by hierdie system kom, hoe het julle in die verlede gewerk? Weet julle het ander stelsels en so ook getraai, maar het julle maar geskryf, hoe het julle gemaak? Ja, Choppie, dit het toe maar opgeëindig by 'n gewone logboekstelsel. Elke trekker of voertuig het sy eie boek gehad en dan einde van die maand alles bymekaar op 'n spreadsheet en vir SARS gegee soos hulle hom wil hê, ja. Nou, soos ek verstaan, die FuelSense besigheid, ons het daai Captiva ding gedoen wat eintlik maar net die een is op die app. Hierdie is nou die Rolls-Royce, hy doen nou vir jou alles, as jy nog gaan mooi vra, sal hy seker die bakkie ook wys, nee. Dit sukkel, maar. Okay, vertel gou 'n bietjie vir my, hoekom het jy toe nou besluit op die besigheid? Ag Choppie, ons hou van die rekordhouding vir onsself. Dis maar die tyd toe kom ons begin het met logboeke ook 'n goed. Dis nog eintlik voor SARS dit als vereis het. SARS is nou 'n groot ding, hulle is vol nonsens, so die stelsel is baie maklik wat SARS aanbetref en vir ons eie rekordhouding. Choppie, hy's cloud-based, so dit wat vandag hier gedoen word, kan ek vanaand op die rekenaar sien en al die diesel wat deur die dag ingegooi is, kan ek sien. Dis nie iets wat jy nodig het om met 'n memory stick na die tyd af te laai en dit is waar die pap op die grond val. Ons weet ook mos nee, om een of ander rede, ek sê altyd die presisieboerdery ding werk, nee, maar om een of ander rede om daai stokkie, nee, uit daai stroper uit te haal, nee, en om iewerster in die laptop te gaan indruk. Jesus, dit lê soos 'n berg voor jou, nee. Ja, verseker Choppie. So nee, so dis maar die hoofrede en toe het ons nou maar ander ouens wat die stelsel al in het, toe het ons by hulle gehoor en hulle was tevrede en FuelSense kom daarom nou al 'n rukkie, so ja, dis maar die hoofrede Choppie. En want kyk, jou ander ding wat jy ook net nou gesê het, is ja, jy kan nou die data altyd kry, maar partykeer kry jy dit 2 maande na die tyd, dan kom jy agter hier so 'n probleem. Dis nie sleg Choppie, so wat se naam, ons kom deur 'n dieseldiefstal en ons het na my sin te lank gevat om agter te kom, maar hier is iets aan die gang. Ou moet in vandag se omstandighede moet 'n ou maar op die bol bly met alles. En die dieselstelsel maak dit nou net moontlik dat 'n ou baie vinniger 'n fout gaan agterkom as daar 'n fout is, ja. Die een wat die fout gemaak het, is dalk nog in diens. Okay, verduidelik my 'n bietjie, hoe werk die besigheid dan? Choppie, so ons het nou gegaan, ons stelsel werk nou eintlik maklik. Ons het die hoof dieselpunt en dan het ons 'n dieselkar. Ek weet as 'n ou nou 4 of 5 dieselkarre het, dan raak dit nou 'n bietjie ingewikkelder, maar ek weet hulle het ander planne vir dit ook. So die punt is waar ons nou sit, nê. Ek dink diesel het so duur geraak en is so groot gedeelte dat jy kan nou maar daai ekstra moeite doen om die goed op te pas. So Choppie, ou het maar die kostes ontsien en ou het lank gestoei teen dit. Ek wou net graag iets gehad het wat my tank sluit. Wil ek amper sê, jy het 'n magtige persoon nodig met sy tags om oop te sluit om te kan gooi. Ja. So hier kan nie vergeet word om die ure in te sit of vergeet word om iets te druk. As dit vergeet word, gaan hy nie kan ingooi nie. Hierdie ding is tot so as jy laas keer se ure gebruik, dan gaan hy nie die transaksie vat nie. So wat se name, so hy, hoe kan ek sê, ek wou net dit graag gehad het. En dieselfde op die dieselkar. Daai dieselkar kan nie gooi mits hulle 'n gat in die tank steek en 'n pyp onder en sit. Dis mos nou altyd moontlik. Maar so dit was ons behoefte Choppie. So hierdie ding is nou maar basies, ons het dit gaan eenvoudig hou. Ek gaan dalk sommer net gou vir jou. En dan gaan jy sommer dit sien. So eerste vat jy nou die voertuig. Ja, so die tag om hier onder, ja. Die tag om hier onder en daar sal hy nou sê Ranger Supercab Yuri. Ja. En dan sit ons die odometer in. Hy vereis hom 2 keer. So en as hulle nie ooreenstem nie, dan vat hy nie. Dan vat jy het hom nog gememoriseer toe jy die bakkie so gepak het. Jy onthou nog wel. Ek kan hom nog verkeerd hê. Dit gaan jy gelukkig nie weet nie. Dan vra hy nou vir 'n operator tag. So in ons geval het ons nou die ander tag met 'n operator tag. Ja, so in ons geval het ons nou 'n sekere hoeveelheid van ons
mense wat werk vir ons wat operator tags het. Nie elke operateur het 'n operator tag nie. En dan hier's nou 'n mooi voorbeeld. Ons het nou gaan uitlê as plase. Jy kan nou as jy nou wil tegnies raak, kan jy nou afkom tot op land. Ja. Maar ons het nou nie daar gegaan nie. Maar jy want weet daarom net luister, jy was daar. Dis nou bietjie moeilik want baie keer gaan 'n trekker met 'n tank diesel. Ek vat soos 'n spuit, 'n spuit twee blokke lande met 'n tank diesel. So maar hoe kan dit nou doen as jy dit nou graag wil doen? So dan in die geval gaan ons nou sommer hierdie plaas kies en dan hierso is nou al ons gewasse. jy kan nou sê pekanneute, sojas, mielies, voer, gras, paaie, beeste. So hier kan ons nou kies wat jy doen. So ek ons vat sommer maar net pekanneute. Die bakkie het nou net een opsie. Dis plaasbestuur is nou al wat die bakkie doen, maar as dit nou sou 'n trekker gewees het, sou dit nou nou kan jy vooraf gaan en sê, okay, hierdie trekker, wat se werk doen hy alles? Hy trek bossieslaaner, hy trek baler, hy trek hark, hy trek spuit. Dan kan jy nou al daai goed gaan lys daarso. So as daai trekker sodat hy nie laat elke ding nie deur die hele lys aktiwiteite hoef te gaan nie, want jy rip mos nou nie met die Fiat 640 nie, jy rip met die groot trekker. So dan dan spaar jy dat hulle nou nie deur alles hoef te gaan nie. So dis dan basies so en dan kies ek nou die opsie wat gedoen kan word. En daar hoor jy daar gaan hy. En dan nou net as jy klaar is, druk jy hom. Hy sê nou net transaction cancelled, maar as jy nou gegooi het en jy druk hom daar, dan stoor hy alles. Dan stoor hy al daai goed alles op die cloud en daarvan af kan hy nou die goede aftrek, ja. Heel maklik en eenvoudig. Baie maklik. En dan ek neem aan soos die dieselkarre dan sy eie een dan op, dan boek hy amper nou die diesel soontoe. Hy is maar net 'n koppie van hierdie ene. Wat se naam? Hulle het hom net vir ons in 'n kas gesit. Ek weet nie wil jy. Yes. Ja, net en dan hulle het hom nou net vir ons in 'n losstaande kas. Ja. So ou lyn nou maar net die kas voor by jou in die bakkie. Dit gaan maar net oor die paaie wat sleg is en dan het hy nou 'n solenoid met 'n kraan hierso. So hy voor die transaksie nie gedoen is daar nie, kan die kraan nie oopgaan nie. So hy die twee praat met mekaar en daai en dan die oomblik as die transaksie ingesit is in die trekker en die ure en alles soos wat ons nou daar gedoen het, maak die kraan oop en dan kan jy gooi. Ja. Dan hardloop hy. En dan sê gou vir my, moet ek enigsins dan nog hierdie liters inlees? Hy 2006, hy het seker al oorgeslaan, ons gebruik hom nooit nie. So die hele stelsel het ek moet dit dalk net bysê, party ouens sal dit like, 'n override sleutel. Ja. So as iets nou op 'n Saterdagmiddag nie wil werk nie, override jy die hele stelsel. Wat ons dan net doen, jy vat 'n foto van die trekker se ure, jy vat 'n foto van jou liters, dis hoekom ons maar 'n meter hier het, dan kan jy hom op die rekenaar net gaan invoer tot maar die feit dat jy nou nog, as jy soos jy sê, jy weet nie eens waar die ding sit, dit beteken die stelsel werk. Nee, hy werk. Ons het met die eerste het ons 'n probleempie gehad in planttyd met ons dieselkar, toe het ons 'n rukkie so gewerk, so niks als kon aangaan, ja. Ja. So en weet mos nou maar fout kan maar altyd gebeur. Dis mos maar so. Jy sê ook hulle het redelik vinnig daarom hulle diens is alright, want dis dingetjie wat aan hulle kant gebeur het en hulle het ook vinnig uitgesorg. Ja, baie maklik. Ons het eers die ding op die dieselkar gehad en dit het nie gehou nie en hulle het gekom, hulle het hierdie hele ding vir ons oorgedoen. Jy moet net altyd onthou as jy 'n dieselkar sleep, is dit gewoonlik of die ding het al gaan staan sonder diesel of is die oggend en almal moet nou aan die gang kom. So of jy vergeet jy sleep hom. Dis gewoonlik, nê. So ek meen dan en jy's nog op die telefoon hierdeur en wat so 'n arme dieselkar, hy's gewoonlik kom hy mos maar net so saam. Nee, verseker, maar hierdie werk nou perfek. Ag en ou se oë is eerste groot as jy nou al hierdie knoppies sien wat gedruk moet word, maar regtig die mense leer dit so vinnig en ek het nou 'n paar gaan leer wat kan lees en hulle net vir 'n bietjie beheer ook. Ek wil nie hê elke ou moet kan diesel ingooi nie. Wat se name, so ek het 'n paar wat magtiging het om nou diesel in te gooi, ja. Ek meen ons het 'n stelsel ingesit en ek dink dit was 'n maand gewees. Toe's my broer soos 'n rocket maand toe uitry 'n paar vloekwoorde en sê vir hulle kom haal julle goed, nê. Nee. So jy's happy met hierdie ding. Julle het nou plantseisoen deurgegaan, stroopseisoen en dis gewoonlik die tye wanneer dit mos Nee, ons is vrede Choppie baie bly. Wat se naam wat lekker is in die begin van elke maand trek ek vir die boekhouer die verslag en in ons geval trek ek 3 verslae. Ek trek die dieselkars in en ek trek die dieseltanks in, als wat in en uit hulle is,
wys hy op daai verslag en in wat dit is. En dan die derde verslag kan jy sê all vehicles. Dan vat hy alles wat diesel gooi op jou plaas en hy kombineer dit in een dokument wat jy kan deurgaan en na elkeen sin kyk. So, dis 3 verslae wat ek elke maand trek. Ek stuur dit vir die boekhouer. Hulle het my nog nie 1 maand gebel en sê hoor jy verander dit daar of verander dit so nie. So dit is maklik, ja. En die ander ding is nou laat almal weet hulle is gemonitor. Dus nou is alles skielik seker 'n bietjie ligter op diesel. Ja, nee Tjoepie, ag dit lyk mos nou maar so as hulle weet daar's 'n oog wat kyk dan loop dit gewoonlik reg. So dit gee jou net bietjie beheer. Dis maar eintlik al wat die stelsel doen, ja. En sê gou vir my kostegewys daai tipe van goeders, is dit die moeite werd? Ek dink so Tjoepie, dis nie goedkoop nie. Dis as 'n ou nou daar staan om so besluit te neem, as 'n ou maar bietjie skief vir die koste want 'n harde band boekie by pen en ink kos nie veel nie en 'n pen kos nie veel nie. Maar as 'n ou die manure gaan vat wat nodig is om 'n boerdery se diesel met die hand te doen en oor te sit op 'n spreadsheet en SARS raak elke jaar net meer vol nonsens en soek 'n rede om nie uit te betaal nie. So ek dink dit is maar seker die ding vir die toekoms Tjoepie, verseker. So nee, die koste was die moeite werd geweest, sal ek sê. Right, so. As jy moeg as hulle jou diesel boef of SARS jou geld boef, nee. Okay, linkie bo vir onder, kom met Fuel Sense in kontak en dan gaan hulle jou uitsort. Soos hy sê, hier's nou actually een wat maklik, eenvoudig werk. Ek hou van die manier hoe jy 3 kliks en dan weet jy ook daai ding is geboek. Hy gaan daarna waar hy toe moet gaan en jy het daarom 'n baie goeie idee op die einde van die jaar watter diesel waar spandeer het. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.